Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer, ja, ek hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, ek almal nie. Het is 15 Oktober en jy luister na Klets. Dankie dat jy ingeskakel het, Colleen. Hier is hy, die middel van Oktober. Thank fuck. That's all I'm saying. I don't know. Party ure in die dag sê ek thank fuck en ander ure in die dag sê ek, kan ek nie nog 2 maande kry nie, want daar is nog soveel dinge om te doen. Maar ek wil vir jou sê, Matthys, ek kom nou môre bietjie daar by jou kuier in Pretoria. Ja, jy kom deur. Ja, en ek sien in Johannesburg blom die jacarandas beautifully, so kan nie wag om môre Pretoria in te ry nie. Ja, op die stadium, regtig baie mooi. Dis net 'n mission vir my, met al die, behalwe nou vir die stresfaktore wat saam met Oktober kom. As jy enigstens 'n student was in Pretoria, sal jy Oktober in jacarandas baie mooi onthou. Maar Sofia is mos ongelooflik allergies vir bye. So dit is 'n mission. Ons kan nêrens loop nie, want dit is nogal half 'n ding vir my gewees om altyd te gaan loop met die jacarandas in die oggende, maar nou kan ons dit doen nie, want die ene swel op, sy lyk so sekoe. So ja. Ja, so die bye. Maar dis altyd interessant, dis die mense wat so allergies vir bye, ja. Wat die minste bang is altyd vir bye. Dit tel ek nogal op. En mense wat nie allergies vir bye of hulle is so bang. Ons die naweek was ook nou weg en 2 kinders, 2 boeties. Die enetjie is hyperallergies vir bye, hyperallergies. Ja. Maar hy sal nou nie in 'n by gaan trap of enigiets nie. Hy hardloop en die ander enetjie wat nie allergies is vir bye nie, gaan die hele tyd, mama by, en toe wat gebeur, toe steek hy by hom. En toe sit 'n moes gesien, en hy was eventueel, hy staan met Tavatini, hy was okay. Ja. Maar ja, ek dink, ja, anyway, laat ek nou nie so filosofies in die begin raak nie, want wat ek wou sê is, mense moet maar eintlik net een met die natuur wees, en soos jy uitloop vir die bye sê, ek is hier, maar ek sê jy dan môre, met die my skade doen nie. Was jy al ooit in Herbert Bakerstraat in Groenkloof gewees? Ja. Het jy al jacarandas daar gaan kyk? Ja, nee, ek was al in die straat. Okay. Ek kan nie pertinent seker daar gaan jacarandas daar kyk. Kan ons môre 'n draai gedryf en sal ek hier jacarandas daar gaan let's do that, Matthys. That can be fun. Wit jacarandas. Oh yes, So I dis would die love enigste to see straat that. in Pretoria wat wit jacarandas het. Ek dink dis die enigste straat, dalk is daar 'n paar ander, maar dit is al in die Groenkloof area. So ons gaan môre jacarandas gaan jag, want Sofia is by die skool. So. Okay, ja. Sy's veilig van die bye. Sy's veilig van die bye. Kom ons gaan doen dit. Is my amazing hoe ek sien hierdie tyd van die jaar, Matthys, as ek vandag al by die kantoor, nou beplan, almal wil 'n ou lunchie inwerk ergens nou. So oral waar ek loop, jy weet dan, jy kom so by kantoor en dan teem en kerm mense nou maar so oor 'n paar goedjies en dan sit jy vir so 15 minute en jy kry 'n paar goedjies gedoen, 'n paar outcomes gelewer en dan kom dit op die gesprek, maar hoorie, wanneer lunch ons nou 'n bietjie? Wanneer gaan ons 'n bietjie sosiaal verkeer? So almal is 'n bietjie lus vir 'n bietjie iets anders as om voor die rekenaar te sit. Almal is dit 'n bietjie gatvol in hierdie tyd van Oktober. Ek dink jy het verlede week het jy gepraat van dat jou moermeter is hoog en ek dink meeste mense is net, hulle gatvolmeter is relatief hoog op die stadium. Ek kom dit agter met my moermeter is hierdie week gebreek, so dis vaai geëvolve van laas week af, hy's nou gebreek. Ek dink regtig mense se mental capacity is ons is burned out. Dit was 'n rowwe jaar gewees, dink ek vir meeste mense. Dit was 'n baie intensiewe jaar gewees. En nie netwendig altyd dink ek as dit kom by werksgoeders nie. Ek meen werk is meer uitdagend seker as wat dit 'n hele paar jaar terug was, want ons moet 'n klomp goeders manage, emosies manage, mense manage, al daai tipe van goeders, maar ek dink ook ons as Suid-Afrikaners is net feesfoos. Want hoeveel goeders kan nog amper gebeur? En dit hou net nie op nie. So ek dink op 'n mental level is mense net nou ekskuus my stem ook, is mense net nou gatvol. Ek het 'n slukkie whisky vat. Weet ek interessante fenomeen vir my is, jy weet, ons interaksie met die generasie bo ons, right? Ja. Die vorige generasie kan dalk nie verstaan hoekom ons nie noodwendig by alles kan uitkom wat hulle wil hê ons moet by uitkom nie. En nou dink ek vandag daaraan. En dit is na aanleiding van 'n gesprek wat ek nie net met my ma gehad het nie, maar met 'n klomp ander lede in my familie wat nou van die baby boomer generasie af is.
En wat hulle almal half upset is met almal van ons kinders. Want ons kom nie by hulle uit nie, ons maak nie tyd vir hulle nie, ons antwoord nie ons WhatsApps nie. Ons doen, kan ek net sê, disclaimer, maar ons doen dit nie vinnig genoeg, soos wat hulle dit wil hê nie. Maar nou dink ek myself, jy weet toe julle ons ouderdom was, dis die eerste argument wat ek terugkry van hulle af. Ja. Weet jy, toe ek jou ouderdom was, sê een oom vir my nou die dag, toe het ek 2 besighede gehardloop, 4 kinders groot gemaak, na die familie gekyk, 'n boerdery gehad, dit en dat en dit, en 110 goeders gedoen. Toe ek myself, ja my ouma, jy het nie 'n selfoon gehad nie. Jy was nie so toeganklik gewees nie. Jy was nie instantly beskikbaar nie. Jy het 1 keer 'n maand jou pos oopgemaak, checks geskryf en jou rekeninge betaal. Ek kry elke aand e-mails wat inkom van hierdie rekening moet betaal word. Daai ding moet betaal word. Of jy word wakker met SMS'e van repeat-orders wat afgegaan het. Ek het 110 vriende, 110 notifications van vriende tot wie ek toeganklik is. Dit is die ding, Matthys, en ek wonder of dit nie besig is om terug na te kom op almal wat moeg is, nie. Of hierdie hele ding van tegnologie nie besig is om ons absoluut vrek te maak nie. Ja. In die eerste instansie ons baie kak mense te maak, nie, en dan in die tweede instansie om ons net absoluut vrek. Ja, so net 'n disclaimer vir al die vriende wat nou luister. Ek weet ek het nie jou WhatsApp geantwoord nie. Hy is nog unread in my WhatsApp inbox. I will get to that in due course. As dit regtig belangrik is, dan vermoed ek jy sou my al gebel het. Ek dink ek sien heeltemal saam met jou en dit kom terug na daai gesprek wat jy ruk terug gehad het nadat jy by Antoinette Pinaar was, van dat ons moet eintlik aanplek. En ek dink aan 'n gesprek wat ek ruk terug ook met Margriet gehad het, ook 'n vrou van die Noord-Kaap, sy is 'n kinesioloog, energieterapeut, wat sy vir my gesê het dat ek moet actually van tegnologie ontslaa raak in my kamer, want daar is te veel tegnologie in my energievelde, for that matter. Want ek slaap met my horlosie aan, wat 'n smartwatch is, so ek meen, daai ding kommunikeer die heeltyd met my selfoon, wat reg langs my lê, wat op charge is, want dit is ook my alarm. So die heeltyd, as ek iewers heen loop, is my selfoon by my, as ek iewers sit, dan is my rekenaar voor my. Ons is die heeltyd met tegnologie om ons. En ek weet nie, wat is die impak van dit nie, dis wat sy nou gesê het, is dat my energievelde is oversaturated met tegnologie. Ek moet van dit ontslaa raak. Maar daai beskikbaarheid ding, die feit dat ons so beskikbaar is. En ek kom dit nogal agter dat mense kan nogal vinnig geïrriteerd raak. Ek sien met party mense, hulle sal vir jou 'n mail stuur byvoorbeeld. En as jy nie daai mail vinnig genoeg antwoord nie, dan stuur hulle vir jou opvolg WhatsApp. Never mind dit. Ek ken mense wat jy 'n mail stuur en onmiddellik stuur vir jou WhatsApp ook. Please check your mail. So ek sê, can you please fuck off? En ek weet 90% van die tyd antwoord ek regtig nie aspres nie 'n e-mail of 'n WhatsApp. Jy's 'n pretty efficient human being, Matthys. Ek ken nou al vir jou vir baie lank. Jy's 'n pretty efficient human being. Maar partykeer is dit net nie nou moontlik om dit te antwoord nie. Een ding wat ek ook gedoen het, mense haat dit verseker baie, vir al ons vriende wat op my gil en geskel het, is ek het die read notifications afgehaal van my WhatsApp af, so jy kan nie sien asof ek dit gelees het nie. Ja, ek hou nie van dit nie, ek gaan daar met jou verskil, hè. Dit fucking pis my so af as mense dit doen, en het voel net vir my, I can't trust you. I can't trust you if you do that, Matthys. Why do you do that? Ek is verbloot daai rede, van ek kan dan evalueer, is hierdie WhatsApp nou so dringend dat ek hom nou moet antwoord, of kan ek hom unread en ek kan hom 'n week later antwoord, of ek kan hom oor 'n uur antwoord. Want maar wat maak dit saak of hy read of unread is? Nee, want, nee, Here Colleen, kyk, as jy hom nou gebluetick het, en jy skryf dan nie terug nie, die Here kom, en jy moet dan is daar groot kak. Dan is daar groot kak. Ek sien dit baie anders. Ek sien dit baie anders as jy. So, vir alles het kom by vriende. Ek praat nie hier noodwendig van besigheid nie. Ja, okay, hier is in die konteks van besigheid wat ek het gedoen het. Dis hoekom ek het gedoen het, as gevolg van besigheid en kliënte. En besigheid het ek 'n ander opinie ook, maar as mense kom by vriende, byvoorbeeld, ek het vriende, en ek praat nie van jou nie, jy het hierdie nou onlangs gedoen, is nou 'n nuwe ding. Ek het op 'n stadium gedink, kyk ek hierdie ding, hy bloetiek en tog ek, ag Here, is dit nou 'n midlife crisis of wat 'n fok gaan nou aan met hierdie ene? Maar okay. maybe is dit dit. Maybe is dit dit.
Ten minste weet ek, as jy my nie blue tick nie, dan tel ek die telefoon op 'n belletje en dan kak ek jou uit. Maar ja, ek kry, weet jy wat, ek het 'n paar karakteristieks wat ek kan aanlê in my observasie aan mense wat nie blue ticks doen nie. In die eerste instansie is mense wat dink hulle is ongelooflik belangrik. Dis die eerste ding. So dit is soos, I am so important dat ek nie goed blue tick nie en maar ek respond ook nooit nie. So ewen al blue tick ek jou nie, dis 'n verskoning. Dis 'n ongelooflike kak verskoning. En jy is 'n bietjie van 'n kak mens dan. So fucking belangrik. Meer is dit dan as jy my blue tick, dis wat ek in die algemeen ervaar dan. As jy my blue tick en jy antwoord hier, dan weet ek jy is besig. Dit is gewoonlik, ek is dan baie meer oop vir dit en ek weet jy is besig. Okay. Ek is baie meer gerus. Jy het geblue tick. Ek sal jou dalk weer, want ek ken jou. Jy's obviously my vriend. Of 'n goeie vertroude besigheidsvernoot van my. Ek vertrou jy het gelees. Dan die derde, so, ek sal opvolg. Ek weet jy is baie belangrik, so ek sal weer opvolg en gaan, baie besig, ekskuus, is nie belangrik nie, jy ag jouself nie belangrik nie. Dis wanneer jy jouself nie laat blue tick nie, wanneer jy dink jy's kak belangrik. Dan Here word ek nou geroskam. Ag, maar jy's nou nog begin van hierdie fase, Matthys, so ek educate jou nou nog. Okay, dankie, Colleen. Dan is daar 'n ding van, okay, close mense, as ek jou blue tick en ek weet jy antwoord altyd nou weet ek nie, moet ek worry oor jou? Okay, moet ek nie worry oor jou nie? Ja. My vraag is eintlik net, maar dis my tel ons net arrogance. hierdie telefoon op en bel mense en praat met hulle nie? Hoekom gebruik ons al soos WhatsApp en al daai tipe van goedjies om eintlik met mense met wie ons baie naby is te kommunikeer? Hoekom tel jy nie die telefoon op en sê wat jy wil sê nie? Want Matthys, weet jy wat? En dis nou weer eens, ek waarsku jou nou want jy's nou in die begin van hierdie non-blue tick cult, Okay. Ja. So ek waarsku nou vir jou. Maar dieselfde mense wat nie die blue tick doen nie, is dieselfde mense wat as jy hulle bel om vinnige issue uit te sorteer, nie hulle fone gaan antwoord nie. Want hulle is kakbelangrik. I will keep myself in check, Colleen. Ek sal myself in check hou. Wel, ek is seker jy gaan my in check hou. I'm just saying, nee, you do you, boo. I'm just saying, vir elkeen vir homself, om jou eie stresvlakke so laag as moontlik te hou. Deal with something when it gets onto your table. Deal with something when it gets into your WhatsApp. Deal with something when it hits your call screen. Hoe doen jy dit? Jy antwoord, jy sê, ek kan nie nou 'n lang gesprek hê nie, wat kan ek vir jou doen? Jy antwoord. Ja, jy kry die WhatsApp, jy respond, jy sê, ek kan nie nou in diepte respond nie. Ons het even 'n voice note nou. Hoe maklik is dit om te respond? Seriously. Dis nie so moeilik nie. Ek ken mense, hulle is al vriende vir jare. Soos ek amper 30 jaar. En al twee redelike groot besigheidsmense. En hulle het 'n reël gemaak, 'n pact gemaak, dat hulle sal altyd mekaar se telefoon antwoord. Maak nie saak wat, of jy in 'n meeting is, of jy wat is nie, dit is die reël wat hulle gemaak het, want daar is nie 'n probleem of 'n krisis, hulle is ook mekaar se in case of emergency en al daai goeders. En hulle het 'n kodewoord gekry. So as hulle die ander persoon bel, en daai persoon gee die kodewoord, dan weet hulle is nou tans in 'n meeting. En dan is dit van, okay, ek kan nie nou verder praat nie, maar as dit baie belangrik is, dan gaan jy obviously aanhou praat en sê, hierdie is my krisis. En ek het nogal gedink, dis 'n cool idee, so maybe moet ek en jy kodewoord vir mekaar kry, en dan kan ons dit ook nou so as jy my bel, en ek is in 'n moeë belangrike situasie, en ek antwoord, en ek sê vir jou, mango. Exactly, dan weet ek, jy kan nie nou praat nie, so ek wil dalk net nou 'n bietjie kak praat. Ek bel jou later, ja. Exactly. Of, as dit 'n kak situasie is, en sê vir my, ja, Mango of Alpha Charlie Bravo is kak. Exactly. Ek moet nou met jou praat. Ja. En dan verander die konteks dadelijk. So ek het nogal gedink, dis nogal 'n cool manier om dit ook te versekerde mense om dit te manage. So ons kan môre 'n bietjie brainstorm aan ons kodewoorde. Mango gaan glad nie werk nie. Ja. So. Maar rarig, julle wat nie blue tick op WhatsApp nie. Shame on you. Weaklings. Matthys hou op om dit te doen. Okay, I will still give it a shot. Really weak. I'm telling you, Cyril probably does that.
fucking cupcake Cyril Ramaphosa, he probably does that. Ek vermoed Cyril don't be like Cyril, guys. Waar is sy WhatsApp nie? Ek sien hy was vandag, Dinsdag, was hy nou weer voor een of ander parlementêre Q&A gewees. Ek het nie regtig gesien wat die man kwyt geraak het nie, maar ek weet nie of jy die nuus die afgelope ruk gevolg het met die hele ondersoek wat die parlementêre ondersoek in die polisie en natuurlik die Kwanazi ondersoek. Ja, en natuurlik ook dan die Maslandsla Commission wat tans aan die gang is. Ek weet nie of jy die afgelope ruk gesien het wat daar gebeur nie. Matthys, ek sit dit so aan in die agtergrond. Ek moet eerlik met jou wees. Ek het ewen vandag by die kantoor die live broadcast so ingesit en dan dis maar die hilariousste. Dan kom my kollegas in my kantoor in. Okay, die eerste comment wat ek kry is, "Ja, you have DSTV in your office." And say, "No, it's my own DSTV. I stream it. It's the Plantla, whatever." Yeah. "Oh, what's happening?" I said, "No, I'm actually trying to listen, but I've been on the phone, or I've been this," en dan gaan hulle. Hierdie is moerbad. En deur die bank, Matthys, dink ek die tema wat uitkom vir my onder alle mense in Suid-Afrika op hierdie stadium is we have actually had enough. So daar's baie dinge in hierdie verhoor wat yes, my weer eens my hare laat regop staan. My baie vraagtekens laat kry van gaan ons hierdie execute, gaan nie enige gevolge wees vir die mense, maar ek dink en nog gaan probably nie, maar ek dink een goeie ding wat hier uitkom, is dat 'n breër deel van die Suid-Afrikaanse bevolking begin gaan, hey, wait a minute guys. We're not standing for this anymore. Dis presies wat my gevoel is ook. Dit het actually, dink ek, die land gecaptivate, maar dit is op 'n sekere manier besig om die breër Suid-Afrikaanse gemeenskap te laat saam staan, om te sê, ons is nou gatvol. Ons gaan nie meer staan vir hierdie goeders nie. En die enigste manier hoe jy daarvoor kan staan nie, is om jou kruisie nie te maak by plekke waar jy dit moontlik gemaak het nie. Maar anyway, beside that point. Maar dan is nog sien, ek dink die ding wat my die meeste opset, dat is nog steeds goeders soos Zondi? Fort Hare Universiteit. I mean, what is that? Daai studente, dit is studente met 'n vlak van, ek weet nie, critical questioning. Mens sal hoop, hulle is op 'n sekere vlak van critical questioning. Ja, dit is absoluut skrikwekkend wat by daai universiteit gebeur. Ek het gaan comments gaan lees wat 'n vriend van ons, wat 'n dosent is daar, geshare het. Ek gaan nie omgee as sê, Jimmy, ons moet eintlik nog met hom gechat het. Ja, goeie punt. En wat hy geshare het, comments van sy kollega, wat hy gesê, net asseblief lees hierdie en share dit wyd en wyd, want dis eintlik wat besig is om hier aan te gaan. En hierdie Fort Hare Universiteit 'n paar jaar terug in absolute sak en as was en hoe hulle begin vernuwe het en nuwe mense ingebring het. En die huidige, ek is vreeslik jammer, ek wens ek het nou hierdie meer voorberei, want dis eintlik 'n baie nice talking point. Die huidige fisiekanselier by Fort Hare Universiteit, wat hierdie persone al doen oor die afgelope paar jaar om korrupsie in te kamp, om die universiteit op te bou, al die goed wat hy gedoen het, en hoe die studente absoluut geïndoktrineer is deur politieke partye. Hulle is mobilized. Hulle is mobilized. I mean, ja, weer eens, hoe is jy op 'n universiteit en jy moet eintlik kan krities dink, maar hulle kry dit reg om jou brein te infiltreer en jou te mobilize om historiese geboue af te brand. Ek het so vinnig in die nuus gekyk. Wat se punt te maak nie. Wat hulle sê, die miljoene en miljoene se skade wat daar is natuurlik aan die infrastruktuur. Maar die groot skade is eintlik in die verlies van navorsing wat saam met die geboue weggegaan het. Ja. Dokumentasie. Goeders wat mens nooit kan vervang nie. En dan wonder ek, is jy waardig om 'n student te wees as jy bereid is om 'n plek af te brand vir jou agenda of die agenda waarvoor jy gemobiliseer is, maar dit was jou eerste stap in 'n beter toekoms vir jou,
vir jou familie en vir jou nasate. Ja, ek weet nie, ek sak my dit in die universiteit wat 'n key rol gespeel het in die onderdrukkingsjare in Suid-Afrika. Ja. 'n key rol gespeel het in die onderrig van studente soos Nelson Mandela. Anders. Ja, Nelson Mandela is 'n fourth year graduate. Yeah, well, eventually UNISA. Nelson Mandela wasn't a very good student. So ons gaan nog eendag daarop ingaan. He wasn't actually a very good student, so he didn't pass a lot of things. En ja, eventually het hy deur UNISA 'n paar goedjies eventually gepaas, so sy law degree. Nee, maar hy was 'n lawyer voordat hy in die tronk was. Hy was 'n praktiserende lawyer gewees. Okay, ek sê tydlyn gaan trek. Ek kan ook heeltemal verkeerd wees. I just know he was not a very good student. But ja, also, maar dit was die plek vir die ANC freedom fighters om te gaan swat, was Fort Hare University. The University of Fort Hare. En nou, okay, so hierdie post is gemaak deur ene Andries Besuidenhout. Ek glo hy gaan nie omgee as ek het sê hier nie, want ons kollega en vriend Jimmy Pieterse het dan gesê, share it wyd en suid. En wat hy hier aangaan oor hulle kans, fisiekanselier, Sakela Bulungu, internationally recognized scholar and former dean and faculty of humanities at the University of Cape Town. He was tasked by former University Council chairperson to clean up the mess. Excuse, wat gaan ek iets geklik, daar gaat ons nou. To clean up the mess, Bulungu took a bold step by inviting the Special Investigations Unit. Ons het hierdie gesien op Carte Blanche, julle, 'n paar jare terug. By inviting the Special Investigations Unit into the institution to investigate corruption. Several cases, okay, is dit Facebook wat nie wil hê ek met hierdie ding lees nie? Hy vat hom heeltyd van my weg. Gee my net nog een, ek gaan nie opgee nie. Doen it. Bulungu took a bold step by inviting the Special Investigations Unit into the institution to investigate corruption. Several cases are about to be brought to prosecution. Hier is 'n baie belangrike punt. This, I would argue, is part of the context of these renewed calls for our Vice-Chancellor's head. In response to the cleanup campaign, there have been attempts to assassinate Buhlungu. Dat was ook so in die media gewees. Yeah. His character by means of smear campaigns, as it is yet the case with this protest wave. En hierdie, gaan lees, dit is 'n baie lang post, en ek gaan dit nie alles vir julle lees nie. Ons kan ook die link post in hierdie... Ja, ons kan die link share. En miskien kyk ons met Andries kan praat op 'n stadium, Andries Besuidenhout. En hy gee 'n baie factual account hiervan wat actually aangaan by the University of Fort Hare. En hierdie is rarig weer eens, soos met die kommissies wat op hierdie stadium aangaan in Suid-Afrika, ons sit op 'n mespunt, Matthys. Yep. Dit prit. En so nou en dan pop 'n bobbel en dan kom iets tot die forefront en iets kom buite die pot en ons ryk dit en ons sien dit vir wat dit is en hierdie ouens probeer net die deksel weer terugsit. Hulle probeer, hulle sal historiese geboue van 'n universiteit wat hulle struggle fighters ge-educated sal hulle afbrand net om daai deksel op daai pot, daai prittende pot te sit. Ek weet nie eens of die mense wat dit gedoen het, die studente wat dit gepleeg het, of hulle actually weet wat hulle gedoen het en hoekom hulle dit gedoen het nie. Because someone told them to do that. Dis my persoonlike opinie oor hierdie. En dis hoekom ek aan die begin gesê het hulle is gemobilise. Dit is 100% wat ek glo. Maar soos jy nou praat van al hierdie commissions wat nou aangaan, wat vir my so half skrikwekkend was, ek het vandag so 'n hele stuk gekyk na dit, is dat die name word wyd en suid op die stadium gegooi. En beledigings en beskuldigings word wyd en suid gegooi. Meeste van die goeders is op die stadium vir my opinies, want daar is nie enigstens daadwerklike bewyse nie, maar dis seker waaroor die commission gaan, dat hulle moet dit nou verder uitfigure en seker maak dat hierdie stellings wat gemaak word, het dra enige gewig en is wel waar. Maar die groot ding, hoe ek dit op die stadium kyk, is niemand van ons kan actually sê wat nou aangaan nie.
want almal word links-regs beskuldig. Van die faksies beskuldig vir Mkenazi beskuldig daai mense. Paul O'Sullivan is in die mix ook nou in, en ek sien daar word nou goeders gegrou uit sy verlede uit. So, 'n mens weet nie op die stadium wat is waar en wat is nie waar nie. Maar die enigste ding wat waar is dat ek dink ons as Suid-Afrikaners is gatvol en ons gaan nie meer staan vir die goeders nie. So, ek het gesien dat die chair van die parlementêre komitee wat op die stadium gaan, hy het sy hande vol op die stadium met al daai makmoegoes wat daar onder sy versier sit. Meeste van hulle natuurlik gaan nie die hele tyd aan oor advertising. Ek sê dit was nou vandag 'n groot bron gewees van dat jy kan nie die parlement gebruik om advertising te doen. So een van die MK-lede het toe nou vir maar die ouetjie van die DA wat die polisie Cameron. Ian Cameron. Om te nou uitgehaal omdat hy 'n lanyard dra wat gebrand is. En hy moenie daai lanyard dra nie want hy gee gratis advertising op nasionale TV vir dit. Sy antwoord was natuurlik om te sê, maar dan moet die mense nie meer Gucci handsakke en Gucci skoene dra nie, want dit is presies dieselfde advertising. Maar verder, toe met die voorsitter dan ook sê, maar dan moet jy daai botteltjie wegvat, wat 'n Fanta botteltjie is, of 'n Liquidate botteltjie, of wat ook al is. So dit is die gesprekke wat tussendeur ons besig is met 'n baie belangrike en groot ondersoek oor ons polisiediens, vind sekere lede, soos byvoorbeeld mense van die MK, dit nodig om eerder sulke punte te betwis. I mean, it's not relevant to why we are here at the moment. Ons as Suid-Afrikaners sien dit nie eers nie. Nadat ek dit gesê het, sien ek die heeltyd nou al die product placement, soos wat ons praat in die moviebedryf daarvan. I mean, ek sou dit nie eers gesien het nie, maar dit is vir jou belangrik. So, kyk aan die Glynis, nee, sy gee haar beste. En elke keer as ek hoor sy is op, dan sal ek verseker kyk dat aan die Glynis, sy het vandag die man ordentlik geroskam. En die mense wat al vir Glynis gesien het, en ons het al 'n onderhoud met Glynis ook gehad, jy kan dit sommer sien, sy het so een van haar mannerisme, wat sy haar haartjie so gooi, en sy sit so terug met so 'n moerse grin, en dan weet jy, sy het nou so pas vir jou die grootste gat gegrawe, en jy het solidly daarin geloop, sy het hom nie gegrawe nie. Sy het hom nie gegrawe nie, Matthys. Sy het jou toegelaat om jou eie gat. Sy het vir die graaf gegee om daai gat te grawe. En nou sien ek die prokureur sit daar agter, en as Glynis so praat, dan haal hy sy brilletjie so af, en dan kan jy sien hoe begin hy skryf, want dan weet hy, hier kom het nou. So nee, daar is nogal interessante goeders wat uitkom, hair-raising goeders, ek meen goeders wat ek nie eens dink enige kopieskrywer of 'n tekstskrywer in Hollywood sal kan dink aan hierdie goeders nie. But here it is happening. Soos wat nou ander ou sê, South Africa is a movie. En dit is wragtig 'n movie. Hoorie, en dan Trump. Daar het hy toe dit reg gekry. I did it. I told you I'm gonna do it. I did it well. Many people said I'm not gonna do it. I wouldn't be able to do it, but I showed them I did it. So hy het natuurlik nie die Nobelprys van vrede gewen nie, maar die vrou wat dit wel gewen het, het glo vir hom dadelik 'n boodskap gestuur of 'n telefoonoproep gemaak en vir hom gesê, baie dankie, want as dit nie vir hom was nie, sou sy nie die Nobelprys van vrede gewen het nie. En hy het natuurlik nou ook net daarna op 'n perskonferensie gesê, maar ons moet net onthou dat sy het nou hierdie jaar die Nobelprys gewen vir verlede jaar. So hy verwag nou eintlik. Hy het nou eintlik vir die mense gesê dat die volgende Nobelprys is myne. Many people are saying they hope it could have been this year, but unfortunately, due to rules and regulations, that ordinary people make, it couldn't be this year. But many people said it should have been mine. But next year. Ek het die perskonferensie gekyk maandag met die ondertekening van die vryheidsdokument of proses.
En It's a freedom deal, Matthijs. Call it what it is. Don't you use unnecessary words, Matthijs. Call it what it is. Dis 'n vryheidsdeal. vir iemand It's a wat peace sê deal. don't use unnecessary words, gebruik hy fucking baie unnecessary words. En is hy actually donders omslagtig. Ek dink in die hele halfuur wat ek gekyk het hy die heeltyd gepraat, maar hy het eintlik dieselfde ding oor en oor en oor gesê. It's just because people don't understand this anymore, Matthijs. They don't understand when I call it a peace deal. I need to explain this to the masses, Matthijs. Trump. Well, he did it. Mense het gesê dat dit nooit gaan gebeur nie. Ek was een van dit. Ek het laas jy vir my gevra het of jy gesê dis my 50-50. I don't know if you will be able to do it. Hy het dit gedoen. Die groot vraag op die stadium is dit is nou wel geteken en daar is nou 'n skietstilstand of 'n peace deal soos wat hy dit wil graag noem, maar eintlik is dit maar net eintlik is dit maar net 'n skietstilstand op die stadium en die onderhandelinge om die mense vry te laat. Die groot probleem wat ek het, hoekom ek vir jou sê dat ek dink dit is regtig 'n volwaardige peace deal nie, is dat nie een van die partye wat eintlik deel is van hierdie peace deal daar was om dit te onderteken nie. En om dit eintlik op die einde, for that matter, te aanvaar nie. So, dit is onderteken deur die president van Turkye, die president van Egipte. Was dit nie prakties nie? Ek is nie heeltemal seker oor die tegniese goeders nie. Wat ek geluister het na die tyd van die ontleeders, is dit natuurlik staande peace deal, of 'n bestaande skietstilstand, want hulle het dit gebruiker, daai 4 partye onder leiding van Donald Trump, en hulle het ingestem, so dit kan maar seker gesê word as 'n praksie. Maar ja, ek sou gesê het, ek dink ek sou al verwag het dat hulle daar moet wees en dit ook onderteken as 'n hulle voer 'n oorlog as 'n vote. Colleen, maar op 'n sekere stadium moet jy ook maar net jou gat neersit en jy fucking dit doen. Verstaan, ek meen dit is net vir my so al van dadelik toe ek dit agterkom, toe dink ek het maar hoeveel gewig dra hierdie regtig in die langtermyn? Hoe seker is ons hierdie is 'n langstaande ooreenkoms? En baie van die mense sê met Netanyahu aan bewind is die baie mense is die baie positief dat dit 'n langstaande ooreenkoms gaan bly nie. Maar ek het gister 'n speech gekyk van Netanyahu waar hy baie duidelik sê dat hierdie was 2 jaar van baie terrible war wat hy nooit ooit weer wil hê nie en hy sien uit na jare wat nou kom wat peaceful gaan wees. So ek dink dit is 'n redelike commitment van hom af. Ek dink wat peaceful gaan wees op sy termes. Ek is so, peaceful want hy het sy termes laat teken. Okay, so ten minste die lewende gijslaers wat Hamas gehad het, is vrygestel. Yes. Hulle is almal vrygestel. Daar is nou dispute nog oor die dooie liggame en hulle daar's nou issues daar, ek vermoed nie daai families gaan dit ooit kry nie. Ek wil net een ding sê, Matthijs, wat net vir my so uitstaan van die hele ding is weer eens Trump derangement syndrome. En julle moet my baie mooi verstaan. Ek dink ook nie Trump is great nie en ek dink ook nie Trump is God of wonderlik en doen net alles reg. Jy moet nie dat Trump jou nou hoor nie. Hy sal vir jou loskam. Ek het baie kritiek oor Trump. My groot issue op hierdie stadium is, Trump het reg gekry wat baie min mense nog ooit kon regkry in hierdie Midde-Ooste konflik. En al hierdie mense wat heeltyd skree, pro-Palestine, waar is hulle nou? Pro-peace, almal wat altyd geskree het, pro-peace. Waar is hulle nou, Matthijs? Nou dat Trump actually die verste gekom het wat enige wêreldleier, daar het ons Suid-Afrikaanse regering. Wel, ons gaan nou by dit kom. Biljoene van ons geld in die ICJ gaan mors. En fokol reg gekry. Niks konkreet reg gekry. Nee, dis nie hoe dit nou geframe word nie. Want as gevolg van Suid-Afrika, wat die saak aanhangende gemaak het,
by die ICJ. Dis hoekom daar soveel internasionale publisiteit en druk geplaas is. En as gevolg van dit is hoekom ons vandag die peace deal het. Is dit wat jy sê, Matthys? Nee, dit is wat in die media staan op die stadium. Dit is hoe Suid-Afrika dit nou frame. Is dat as gevolg van Suid-Afrika. Nee, ek dink daai was 'n absolute, dit was 'n politiese agenda gewees wat Suid-Afrika gebruik het. Ek dink dit was belaglik dat ons neus daar in hulle sake ingedruk het, terwyl dieselfde tipe van dinge gebeur op eie bodem. Verstaan dit, by ou mense sê altyd, haal die balk uit jou oog uit voordat jy die splinter iemand anders se oog gaan soek. Maar ja, dis 'n paar artikels wat ek gelees het die afgelope ruk wat Suid-Afrika. Dis wat Suid-Afrikaanse media, dis hoe hulle dit vry. Ja, dis hoe hulle dit vry. Dis hoe dit nou gebeur. Ja, hulle is baie slim. Ek wil net vir almal van julle sê wat enige artikel daaroor geskryf het en is so geframe het. Gaan terug na jou universiteit toe. Gaan terug na die universiteit toe. Ek vermoed dit is Graamsstad dalk. Gaan terug na jou of UCT ook. Gaan terug na jou universiteit toe en vra jou fucking geld terug. Want hulle het jou nie geleer hoe om 'n joernalis te wees nie. Maar dis nou presies my punt, Matthys. Nou gaan al die liberalistiese woke, ek gaan nie nou vloek nie, bliksems, dis hoe ver ek het gaan vat, en gaan, okay, yeah, he brokered a peace deal, but it's not a peace deal, dis 'n skietselstand. Dis net 'n skietselstand, julle. Dis nie dit nie. Maar hy het dit gedoen, maar hy het nie dat gedoen nie. Trump het meer gedoen as wat enige iemand in die hele wêreld nog ooit kon doen vir die oorlog. Die laaste president Biden van Amerika het dieselfde geleentheid gehad om hierdie te doen. He had. Ja, voor en nadat hy van die trap afgeval het. So ja, en hy het dit nie een van die twee geleenthede gedoen. Sy doek bekak het. Maar president Obama het dieselfde geleentheid gehad. Hy het presies dieselfde geleentheid gehad. En kan ons net note, hy het ook nie daai geleentheid gevat nie, alhoewel hy wel die Nobelprys gewen het. So kan ons net verstaan hoe kak is die wêreld op die oomblik. Hoe disillusioned is die wêreld op die oomblik. Een ding wat ek wel sal gee vir Trump van sy toespraak, sy monoloog, wat hy herhaaldelik dieselfde ding oor en oor gesê het. Hy moet dit doen, want hy is van niemand verstaan nie, so hy moet, dis is om vir 'n kind te leer, jy moet herhaal die hele tyd, jy moet herhaal, want ons verstaan is die krediet wat hy gegee het vir die ander lande wat saamgewerk het, wat almal agter hom gesit het. And he gave credit where credit was due. En het baie duidelik gemaak dat dit was 'n groeps samewerking gewees om te kom waar hulle nou is. En natuurlik dit baie duidelik gemaak dat Amerika is die grootste moondheid en dat hulle was die enigste land wat dit op die einde kon broker. En ek dink dit is waar, maar ek dink ook dat hy is die enigste president wat op die stadium dit kon gebruiker het. En mense gaan my nou haat om dit te sê, maar that's my opinion. Want ek dink nie daar's genoeg ander presidente wat so brash is, soos wat hy is nie. Meeste mense is dalk so diplomaties, en so, they play politics, he plays business, en dit was wat nodig was om hierdie oorlog te stop, in my opinion. Absolutely. My volgende vraag is sy versier nou op die oorlog van Israel en van Oekraïne, want dit is nou al... Rusland bedoel jy? Rusland en Oekraïne, want dit is nou so half die oorlog wat langer aanhou, en op die agterspeen suig as dit kom by publisiteit, internasionale publisiteit, en die hoeveelheid skade en leed wat daar al aangedoen is, aan beide kante. Ek wonder of dit nie die volgende blik is, wat hy nou opdraai. Ek sal so hoop. En wie dit Matthys, nee, ek dink hy is klaar besig met dinge. Ek dink dit is dalk 'n bietjie op die background gesit, en ek dink tog, in my opinie, ek het geen feit om hom op te back nie, maar as ek nou Trump was, sou dit ook vir my tweede prioriteit gewees het. Want weet jy wat is Europa? And the last time I checked, you guys have the European Union and your big a lot of political leaders there. Like, can you sort out your own shit? Like, ek kan verstaan in die Midde-Ooste. In die Midde-Ooste... Ek dink ook die ding is dat, ek meen, in al die goedes wat al geskryf is, al die opiniestukke wat al gelewer is gesê dat die derde wêreldoorlog gaan in die Midde-Ooste gebeur. En kom ons wees eerlik, ek dink ons was op die
amper draaipunt van 'n derde wêreldoorlog. Ja, hoe verkeerd mense gaan. 'n paar maande afgaan in terug. Doha, dan gaan almal, fuck, hier kom dit nou. Yeah, but I think we were very close. Maar daar's nie formalized structures om peace te kan hou nie. Daar's nie formalized armies met agreements in die Midde-Ooste nie. So ek kan verstaan dat dit vir Trump 'n moeëse prioriteit was. Europa is 'n ander storie. Europa is baie ouer as Amerika. Europa het hulle dinge al gevestig. And you would expect Europe to have its shit sorted out. Maar unfortunately, julle waar ons tans is en ons kyk na Europa en die UK, dan kyk ons en ons gaan, holy shit, dis 'n klomp kleuters wat rondhardloop en kak aan die brand steek en mekaar bliksem en ryp. En they're not organizing themselves. They're not doing anything to organize themselves and to honor these treaties, these negotiation agreements, these policies, these hulle honor dit net nie. Hulle hardloop daar rond, Keir Starmer in die UK is dus heeldag wat die volk gaan aan, okay, kom ek sign hierdie of, okay, kom ek sê vandag hierdie ding en dan môre sê ek hierdie ding. Ek het nou nog gedink, hy laat my dink aan 'n labradoodle. Jy gaan 'n paar mense nou afpis, Matthys, maar okay, hy dat my, ja, I can see it. So hy sê soos oral die heeltyd en soos die heeltyd besig en eintlik happy en wil net almal happy hou en almal happy maak. Hy sê heeltyd alles. He's not doing anything. Keir Starmer is my presies dieselfde as Cyril Ramaphosa. Dis presies, hulle kom van, hulle is spirit animals. Hulle kom van dieselfde plek af. Hulle is so happy. Hulle is soos die Labradors, hulle always wagging the tail, but they agree to everything. They try to make everyone happy, and they don't do anything. They don't do anything concrete. Unless you put them in a cage, and you put a leash on them, and you train them as a blind guide dog. Unless you don't do that, they're of little help. En die res van Europa, ekskuus, om net my punt klaar te maak oor Europa, en ek dink dit is hoekom, as ek Trump was, het ek ook so gegaan, van Europa, but, I mean, you older than what I am. Figure your shit out. Figure this shit out. Why must I go and figure this shit out as well? Figure it out. Ja, almal, ek dink ook net, maybe met Putin en Zelensky maar net op 'n tafel sit en dan maar net besluit, wat is die nuwe lyn? Wat is dit, waarmee is ons eintlik besig? So, ek dink mense moet net begin groot word. Ek weet het klink nou baie belaglik wat ek nou sê, so al veralgemeen. Maar ek dink ek het direk terug gesê dat ons as 'n human race het so ge-evolve al in die afgelope 2000 jaar. En eintlik het ons so agter geraak. Want ek meen ons moet eintlik op 'n plek wees nou waar ons amicable om 'n tafel kan sit en ons kan differences uitsorteer. Because that's actually hoe ons al ge-evolve het. Ek meen ons is meer Neandertal as wat die Neandertalers was. Ons het net nou bomme. Maar ons is nog steeds bietjie Neandertal in daai. So net vinnig terug op die Cyril Ramaphosa ding. Ek het verlede week het ek 'n gesprek gehad met 'n persoon en is eintlik 'n gesprek oor besigheid gewees en toe draai dit nou maar na die ons is maar die sentiment van Suid-Afrikaners want in die wêreld van besigheid dink ek verstaan ons nie altyd en ons gee nie altyd genoeg krediet van wat die verbruiker se sentiment is, hoe dit op die einde besigheid beïnvloed nie. Buying behavior en al daai tipe van goed. En waar ons aan die begin gesê het dat ons is gatvol. Dit beïnvloed besigheid op 'n sekere level. Buying behavior ensovoorts. En ons praat nou 'n bietjie oor Cyril en weer eens natuurlik die disappointment wat Cyril is en dit en dat en die persoon kom toe met heeltemal 'n left field argument. En wat dit basies op neergekom het is dat Cyril volgens hom is nie 'n dom persoon nie. Okay, maar luister my uit. Ek kan sien waartoe gaan jou oë al reeds. I'm not even moving. Nee, ek ken jou net goed genoeg. Hy's nie heeltemal 'n mampara nie.
En die mens kan dit seker sê vir dit wat hy al in sy lewe bereik het, wara, 'n biljoenêr voordat hy president geword het, alreeds dis 'n tipe van goeders, weer eens. I'm not a fan of Squirrel, almal weet dit. Maar voor hy president geword het. Okay. Wat sê jy? Nee, ek kan nie ons nou oor praat. Ja. En dat sy teorie is dat Cyril se verantwoordelikheid en sy agenda en strategie is om die ANC eintlik die ondergang van die ANC op 'n manier die architect te wees van die ondergang van die ANC. Om die ANC eintlik te verswak en te unbundle, die faksies na vore te laat kom. En die argument het begin eintlik waar hy gesê het dat watter president van die ANC het al ooit gesê vir sy ANC-geleedere dat ons moet gaan leer by 'n oppositieparty. En toe ek het hoor, toe hoor ek eintlik wat hy sê, is dat as jy mooi gaan dink, daai sou die ondergang gewees het van enige politieke party. And is Cyril maybe busy doing that? Is hy besig om regtig die architect te wees van die ANC se ondergang, maar om dit doelbewus te doen? I don't know. Dit was die argument, was left field, en ek het na dit uit gedink van, okay, this is an angle. I never thought about it. Okay. Ek dink hier is 'n kak argument nie. Ek dink daar's baie waarde in 'n argument. Dis net 'n pity dat as Cyril dan nou so slim is, dat hy besig is om dit te doen, dat hy nie slim genoeg was om die land te kon omdraai in die tyd dat hy president was nie. Dis ook vir my 'n ding dan, Matthys. Okay, maar teen aanbod dan. Ekskuus, ek tog nie by IC uit. Teen aanbod op daai, as hy die land omgedraai het, dan kon hy nie die strategie gewees het om die architect te wees van die ANC se ondergang nie. Want as hy die land omgedraai het, het die ANC die land omgedraai. Nie Cyril Ramaphosa nie. Cyril kon nie die land omdraai op daai stadium nie. Hy kon nie, want hy sou soveel van sy ANC kaders destrooi het en hy sou hom uitgelewer het. Hy het nou nie meer, Cyril pleeg selfmoord. Cyril doen niks anders as wat Nathi Mthethwa gedoen het nie. Cyril doen dit net baie stadig. Cyril weet ons niks van oor nie. Hy weet ons niks van oor nie. Plaas hy net fucking vinnig doen. Plaas hy net vinnig doen. Hy weet, hy gaan nie sy biljoene mee hê nie. As hierdie ding in 'n dag of 2 omdraai, of in 'n maand of 2 omdraai, het Cyril nie eers meer sy biljoene nie. So Cyril speel hierdie ding baie strategies vir homself. Ja, Matthys, verseker, is hy nie 'n poepel nie. As dit kom by hoe om 'n skelm te wees, is hy nie 'n poepel nie. As dit kom by hoe om 'n land suksesvol te run, as dit kom by leierskap, ware leierskap, hoe om dinge interconnectedly by mekaar uit te bring, het Cyril nie 'n fucking clue nie. Hy het nie 'n clue nie. Al wat hy weet is, kom ek sê nou vir jou 'n baie 'n ding nou hier. Amper sê ek nou vir jou 'n baie waar ding wat ek nie weet is 'n waar ding nie. Maar kom ek sê nou vir jou 'n ding wat ek observeer. Cyril Ramaphosa het vir jare lank saam met sy maatjies baie lekker gesteel. Hy het al sy familielede involved geraak en hulle het blou Lamborghinis gekoop. Hulle het almal lekker saam geparty, want hy was dom genoeg. Hy het homself in daai groepstrik laat toelaat om te verval in daai groepstrik en dis so lekker. Dis soos daai partytjie toe ons op skool was of op universiteit van ek gaan vroeg slaap want ek moet swat vir die toets môre en ewe skielik fucking steek iemand 'n dag as hol op en ons almal gaan woehoe, ja, okay, kom ons doen dit. Dis Cyril Ramaphosa. Hy die emotional intelligence van 'n fucking teenager. Hy's 'n weak leader. Kom ons sê net dit. Hy's 'n weak leader. Nou sit hy op 'n punt, Matthys, en elke dag, dit is hoekom hy ook op 'n stadium verdwyn het, op 'n stadium heeltemal retract het. Want hy het nie geweet wat om te doen nie. Dit is almal gewonder, waar is Cyril? Waar is fucking Cyril? Hoekom sê hy nie iets nie? Hy het geretract, want hy het nie geweet wat om te sê nie. Nou,
raak die plaat 'n bietjie warm. Want al hierdie bliksems se kak begin nou uitkom en hulle spring van geboue af en hulle getuig op kommissies. Hulle begin sing soos kanaries. Ek vir jou sê hierdie ouetjie wat nou sing by die kommissie, wat ons almal nou gaan, him for president, wat sy naam? Mkwanazi. Ek vir jou sê die kak van hierdie ouetjie sing soos 'n kanarie vir 'n rede, want hy het nie 'n ander opsie nie. Moenie vir my sê, jy sit al vir 30 jaar in die posisies wat jy in sit. Jy het al daai goed gesien. Jy het soveel goed geteken, en jy het nooit iets gesê nie. En nou sit jy voor 'n mikrofoon, en jy het 'n kans om 'n hero te wees. En nou sing jy soos 'n kanarie. Matthys, dit kom nou alles so uit. Maar anyway, I don't know where it's going to end. Al wat ek sê is, it's not going to end well. I'm telling you now, it's not going to end well. Because someone has to catch this shit. Wanneer hierdie kak in mekaar intuimel, wat dit besig is om te doen, het ons leierskap nodig om op te staan en te sê, we've got this. En ons het dit nie. Want hulle is die ding wat my die meeste op die stadium ontstig en onrustig maak, is hierdie is nie meer die Titanic wat besig om te sink nie. Hierdie is regtig 'n moerse ongeluk wat voor ons afspeel. Maar wie gaan die skerwe optel? Titanic het klaar gesink, my vriend. Die Titanic het klaar gesink. En daar is nie heroes vir ons nie. Julle hou op. Hou op met hierdie ding van julle soek julle heroes in iemand. Julle soek julle heroes in iemand wat 'n mikrofoon vir hom kry en hy praat kak oor hy het hierdie gesien gebeur en hy wil daai ene pinpoint en daai. Hou op julle heroes soek in Gareth Cliff wat iets sê en ewe skielik post almal Gareth Cliff for president. Hou op julle heroes soek in al die mense wat verstaan wat aangaan en wat opinies het. En waar you've got to be your own hero, man. You've got to be your own hero. There are no heroes in this country anymore. No. But we need a leader, want iemand gaan die skerwe moet opstel en ons gaan moet van vooraf begin bou. That's what it is. Maar kom ons kyk hoe pan hy uit. Maybe is dit dan die zul. Ten minste sê sy nie veel nie. En maybe is dit waar ons hoop moet gaan, is gaan kyk wat doen mense. En Matthys, hierdie ou wat nou so getuig, verstaan jy mooi julle, ek dis hom nie. Al wat ek sê is, gaan met 'n oop kop daarin en question het. En moenie net val vir wat hy sê, omdat dit in lyn is met dit wat jy dink nie. Ja, ons almal dink die ANC is kak. Hoop nie. Ja, ons almal dink die ANC is kak. En ons almal dink die ANC se leierskap is kak. En net omdat hierdie ou dit sê, moenie daar verval nie. Hy sê dit, maar hy het geen bewyse, hy het geen evidence. Hoekom sê hy dit? Hou op julle heroes in sulke mense soek. Gaan soek die feite, en daar gaan jy jou heroes kry. Gaan soek die ware werk wat gedoen word, daar gaan jy jou hero kry. Stem vir daai ou. Nie hierdie ouens wat njef nie. Die hero is die ordinary person op die stadium wat sy tax betaal, wat opstaan elke dag en 'n lewe maak vir homself, vir sy familie en die mense om hom. That's in my opinion the hero in South Africa at the moment. And good on you. Well done for doing it. Okay, maar op daai fucking neergedrukte einde, dink ek, is dit nou die einde? Kom ons nou oor politiek praat nie, man. Jy gaan op vakansie, Matthys. Ja, ek gaan vakansie, so ons is eindig. Sorry, ek gaan weg. So ons is vir 3 weke van die lug af. Ons sien jou basies vroeg iewerste in November. Ek kan nie presies onthou wanneer dit is nie, maar ons sien jou iewers vroeg in November. So tot en met dan moet ons nie met te veel mis nie. Kyk mooi na jouself. En we see you on the flip side. Op die 12de November is ons terug met nog 'n klets. Okay, bye. Arrivari. Yes, vir die negatiewe episode. Toe maar, hulle gaan okay wees. Okay, bye. Cheers. Bye. Okay, bye. Love you guys. Bye. Wees positief, wees goed vir jouself en ek weet nie, vir almal om jou as jy kan. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my weer, ja, ek hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, en ek almal